Ek weet nie of jy dit ook al agtergekom het nie, maar my eie lewe is geneig om baie vinnig, maar uit pas te raak met dit wat God eintlik bestem. Terwyl hierdie tyd vir Kersfees eintlik 'n tyd is van ondersoek en stil word en bietjie rustig raak en so 'n bietjie terugsit en evalueer en sê, Here, ek maak weer reg vir 'n nuwe ritme en 'n nuwe seisoen in my lewe. Wat is nodig? Wat moet ek moet aanspreek? Wat is nodig? Dan vind ek my eintlik dat ek hierdie vreeslike vinnige ritme het. Alles moet afgesluit word, alles moet klaargemaak word. Ek is uit asem uit, ek is stokflou. So daar is alles behalwe hierdie stil word. Terwyl Adventtyd vir ons sê eintlik ons moet terug gaan sit en weer gaan vir ons hart vra, wat is hierdie diep behoefte wat hier is? Wat is daai stukkie hoop wat ek baie keer nie na luister in my eie lewe wat daar moet wees? Wat is dit wat die Here vir ons wil droom? Wat is dit wat die Here wil hê ons moet hoop weer in ons gemeente, waaroor ons moet opgewonde raak? Mense kan so maklik dink en sê, ag, dit is, ons evalueer ons gemeente se verloop van sukses, hoeveel geld kom in, of hoeveel mense is hierso, of kan ons nog ons geboue onderhou, of kan ons goeie projekte hardloop, terwyl ek dink God se droom en God se wens is 'n groter wens vir jou en vir my, in jou persoonlike lewe en ook in jou lewe saam as die kerk van die Here. Nou vanoggend het ons die kraans begin en hulle het hier 'n bak water neergesit en dit wil vir jou die simbool daarvan is dat hierdie bak water wil vir jou iets bring van hoop. Daar's baie potensiaal. Daar is 'n droom wat jy mag droom. Daar is 'n wens wat jy mag wens. Adventtyd is ook afwagting. Dit is 'n tyd van verwagting. Is 'n tyd van, ek moet nou mooi kies hoe ek met jou praat hieroor, maar die moontlikheid is daar dat jy swanger kan raak. Die moontlikheid is daar dat God die Gees se saad in jou kan plant en jy heel moontlik gereed kan wees om swanger te word. Die ander kant is weer die gevaar van dat jy nie gereed is nie. Dat jy weet, daar is die potensiaal, maar jy kyk nie en jy versorg jou nie in jouself sodat jy kan swanger word met God se Gees nie. Iets van Maria se verhaal wat vir ons vertel word, om swanger te kan word met God se Gees in ons lewe. Terwyl jy so sit, wil ek hê jy moet sommer net stadig saam met my hierdie gedeelte lees. 'n tak groei uit 'n ou stomp. Dis wat Jesaja sien. Stomp wat amper heeltemal verbrand het. Opgegee. Jy kyk nie eers meer daarna nie. En een oggend stap jy verby. En hier begin ietsie groei uit hierdie dooie stomp uit. 'n stil begin van 'n nuwe wêreld. In 'n donker plek. 'n plek waar ek voel, ek weet nie wat die antwoorde is nie. 'n plek waar ek voel ek het my vasgeloop. Plek wat my laat voel ek het hoop opgegee. En skielik in hierdie donker hoekie begin ek 'n teken van nuwe lewe raakloop. Dan is die uitnodiging, kom vandag nader met 'n oop hart. 'n stukkie verwagting. Kom luister. Leen jou ore uit aan 'n groter verhaal. Ja, kom hoop. Kom soek vrede hier in die teenwoordigheid van God. En dan het ons die vreugde om tog vir mekaar iets van opgewondenheid te kan deel. Ek dink kinders slaag daarin om vir ons iets te demonstreer van die gees van Kersfees.
Ek en jy verval gou in hierdie ritme van 'n klomp goed moet ek doen. Ons het sopas die Kersdiens gehad en dis gewoonlik vir die meeste van ons 'n aankondiging, o hemel, geskenke moet gekoop word, nou moet die huis opgemaak word, ons moet asseblief die gammon koop en hy moet kyk as ons nog nie 'n vrugtekoek het, moet ons iewers nou 'n vrugtekoek kry, so jy dadelik hierdie angstigheid, terwyl kinders het hierdie speelse opgewondenheid. Ek meen, 'n partytjie, 'n kerspapier wat iewers rond lê, maak hulle kinderlik opgewonde. En hier is hierdie onskuldige verwagting van iets groters, iets wat moontlik is, wat vir jou en my redelike denke na onmoontlikheid lyk. En dit kry hulle reg. Daarom kom die Here en sê, maar ek wil jou uitnooi, dat dit in jou hart mag gebeur. Genade, vrede en hoop van God ons Vader, van Jesus Christus, wie ons Here is, en van die Heilige Gees wat mense verenig, wat besig is om God se plan te vervul. Amen. En waar ons vanoggend dan die kers van hoop by aansteek, te sê dit is ons verhaal waarmee ons Kersfees vier. Ons dink aan God wat nie moed opgee nie, wat weerkom en wat gekom het in Jesus. Ons dink aan Jesus en die Gees en God drie enig wat in my lewe nou moet kom. Maar ons bid ook, Here, dat U sal kom klaarmaak. Dit wat U in U koninkryk begin het, dit wat U in my begin het, dit wat U in die wêreld begin het, dat U dit vir ons sal kom klaarmaak. In 'n wêreld vol gebrokenheid, in 'n wêreld sonder hoop, kom bid ons vanoggend, Here, dat dit mag anders wees. Ek het nou so 'n bietjie daarvan ervaar, maar baie van julle sal weet, die hartseer wat baie keer daar is, as 'n paartjie sukkel om swanger te raak. As jy alles reg doen, en elke keer kom jy by die dokter en hy sê, daar's nie iets nie. En dan hoe dit duur, dit kos en die moeite wat jy doen, met die hoop dat daar tog net geboorte sal wees. Met die hoop dat daar nuwe lewe sal wees. In hierdie tyd vir ons as gemeente van Christus, ons groepie gelowiges wat hier by mekaar is, wat by mekaar kom, is om mekaar aan te moedig en te sê, kom ons maak seker dat die getuienis wat ons uitstraal, 'n getuienis van hoop is. Romeine 15 is die tweede laaste hoofstuk, waarmee Paulus afsluit. En hy sê, hoop word gebore, wanneer gelowiges die volgende saam met mekaar doen. En hy begin daarom te vertel van, wanneer hierdie goed in plek is, dan kan jy verwag dat daar geboorte kan wees. Dan kan jy uitsien. Dan kan jy begin regmaak dat daar heel moontlik nuwe lewe gaan kom. Kom ons luister na hierdie gedeelte uit Romeine 15. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Paulus doen 'n interessante ding hier. Wat beteken dit om sterk in die geloof te wees? Ek kan nog nie lekker uitfigure nie, maar ek dink Paulus skryf so tong in die kies. Hy weet mos hoe maklik ek kan dink, ek is die enigste een wat weet wat eintlik reg is. Ek is die een wat so maklik kan dink, maar man, ek weet eintlik wat moet gebeur. En ek kan so maklik vir jou vertel wat ek dink die Here in jou lewe moet doen. En nou sê Paulus, man, gebruik daai sterkte van jou. Nie om vinger te wys nie, maar om laste te dra. Gebruik jou krag om hulle wat swak is, eerder te help. In plaas daarvan dat jy rondloop en vinger wys, dra mekaar se laste.
So die moment as jy begin te voel, maar ek is bietjie beter as jy, of ek is op 'n beter plek, of wil jy eintlik met ons dit so doen, dan sê Paulus, hey, fantasties, ek is so bly jy het daai krag. Kom help die ander ouens wat nie regkom nie. Moenie vinger wys nie, moenie tereg wys nie, moenie heeltyd daar wees om te boelie of met teksversies mekaar by te kom nie. Wees jy die ene wat help las te dra. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en dit wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Dis die tweede ding. Hy sê as julle daai goed begin reg kry, dan kan jy maar reg wees, die Here kan groot goed deur julle doen. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie. Inteendeel, dit was met hom soos daar geskrywe staan. Die beledigings waarmee mense u beledig het op my neergekom. Hoe het gekom dat jy hier is? As jy dink jy's lidmaat omdat jy dit gekies het, dan moet jy asseblief dit herbedink. Want jy's lidmaat van die kerk oor wat Christus vir jou gedoen het. Oor wat Christus bereid was om te sê, okay, ek sal sy straf vat. Dit wat hy verdien, sit dit op my. Maar maak hom net deel van die familie van God. So ek en jy sit hierso, op grond wat Christus reg gekry het. Nie op grond wat ek reg gekry het nie. Dit was toe nie my oulikheid en my niceheid wat my lidmaat gemaak het, wat my deel gemaak het nie. Dit was Christus se werk. En dan gaan hy verder, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Hy sê, dis die volgende ding. Waarom sit jy hier? Om 'n goeie mens te wees? Nee, jy sit hier sodat die skrif, die waarheid van God, jou kan al meer transformeer, groot woord, om te sê al meer te maak, die mens wat God bestem het jy moet wees. So kom is jy hier, in die eerste plek, jy is die suksesverhaal van Jesus Christus se verlossing. Hoekom sit jy nog hier? Christus is deur sy Heilige Gees besig om jou die mens te maak wat jy bestem is om te wees. En dit gee vir ons die standvastigheid om elke Sondag terug te kom, om weer te kom bid, om weer op my knieë te gaan en te sê, Here, dis waarmee u besigheid. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons van vertel, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. So waarop gaan ons fokus wees? Oor dit wat God in ons wil doen, nie dit wat ek wil regkry met jou nie. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toe bring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Dis hoekom ons hier by mekaar is, sodat ons by einkoms 'n lof aan God kan bring. Sê, dankie Here, dankie dat u nie met my moed opgegee het nie. Dankie dat u met ons wêreld nie moet opgee nie. Dankie dat ek een van die suksesstories kan wees van u wat met stikkende mense leef. Hier sit ons gewone mense, maar as ons mooi kyk na mekaar, dan sien ons wonderwerke van God se liefde. Gewone mense wie aangeraak word. As ek mooi kyk, dan sien ek die nuwe geboorte en die hoop wat in elkeen van ons groei deur die Heilige Gees wat in ons werk. En daarom is ons by mekaar om mekaar 'n ruimte te gee en te sê, kom ons loof die Here oor wat hy besig is om in my te doen en in jou te doen. En dit wat hy in jou doen, is natuurlik nie dieselfde wat hy in my doen nie. Ons is te verskillend. En daarom gaan dit miskien lyk as ek my met jou vergelyk dat jy nie op 'n ander plek is en sê jy sal met bietjie wikkel jong, lyk vir my of jy nie so goed is in jou geloof nie, want jy's nog nie waar ek is nie. Maar heel moontlik, as ek hom die ruimte gee en sê, kan ek vir jou die ruimte gee en jou herinner daarin, al lyk jou lewe nie soos myne nie, beteken ook is op 'n beter plek, is net op 'n ander plek. Moet jy tog nie met my vergelyk nie. En laat ek jou nou ook nie laat klein voel deur jou met my te vergelyk. Maar kom ek gee jou die ruimte sodat God in jou kan werk. Aanvaar mekaar soos Christus julle ook aanvaar het tot eer van God. Daar's alle rede dat ek en jy eintlik moes afgekeer gewees het. Not suitable for heaven. En tog het Christus die pad geloop dat ek en jy goedgekeur is vir God se koninkryk.
En daardeur kom die getuienis na vore. Daardeur begin ons die Here loof, sê, Here, dankie. Dankie dat U met donker kolle en oudheid en doodheid soos ek nie opgee nie. En dat U nuwe lewe bring deur my. Ek bedoel dit, Christus het gekom in belang van Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Christus kom en hy loop die pad met hierdie joetjies en 'n harde pad om vir hulle te wys, God se plan is in volvoering. Maar hy het ook net so gekom sodat die ander nasies, ek en jy natuurlik, God oor sy ontferming sou verheerlik, sodat daar geskrywe staan. En nou kom hy en hy haal die Ou Testament aan, en hy haal die profete aan, en hy haal die geskrywers en die psalmskrywers aan om te sê, onthou ons het hier te doen met 'n storie wat al lank kan kom. Dis waarmee God nog altyd besig was. En hy skryf, daarom sal ek U loof voor die nasies, en tot eer van die naam sal ek 'n lofpsalm sing. Ek kom kerk toe, en ek loof die Here en ek dien die Here, terwille van al God se kinders. God se kinders moet my kan sien. Jy moet nie 'n wegkruipplek wees nie, né? Jy moet 'n plek wees, sodat die wêreld kan sien, daar is hoop. En elders lei dit, verbly julle ander nasies, saam met sy volk. Die seën wat die Here vir ons hier gee, is terwille van hulle daar buite. Ek is 'n kerk terwille van die dorp, dan die. Ons is gemeente terwille van die mense hier buite. Nie terwille van onsself nie, nie terwille van 'n lekker feeling, of dit was nou 'n lekker bazaar nie. Nee, 'n bazaar hou ons, sodat ander mense 'n stukkie hoop kan kry. Ons aanbid en ons kom kerk toe, sodat ons getuies kan wees, sodat mense weer hoop kan kry. Is ek 'n getuie van hoop, omdat ek kerk toe gekom het? Kan ek dit weer vra? Is my opdaag by die erediens 'n getuie van hoop vir die dorp daar buite? Nou kom Paulus, hy sê, ek wil nou vir julle sê, julle kan nou die hoop uit julle midde vat. As julle nou met julle verskille werk, soos die wêreld altyd met verskille werk. Kyk, die wêreld werk met verskille, kom ek argumenteer. Ek probeer jou wen met my argumente. Ek en my vrou moet besluit, ek het nou nie 'n vrou nie, maar jy en jou vrou moet besluit, hoe gaan die budget hierdie Kersfees bestuur word? En jy werk met al die feite, en sy werk met al die emosies. Wat van die kleinkinders? Ons het vir hom laas Kersfees nie ietsie moois gekoop nie. Ek het al gehoor hy wil hierdie PlayStation hê, en pappa sê net, PlayStation, stuur vir hom 'n kaartjie, hoor. Dis al wat hy hierdie Kersfees kry. En nou probeer ons mekaar oorwen, né? Ons wil nie luister. Die een probeer voel verneder, want jy neem nie my gevoelens in die ag nie. Die ander ene voel, maar jy luister nie na my nie, en jy skuif my een kant toe. Hulle sê, as julle hierdie argumente met mekaar kry, mekaar probeer oortuig, wie is meer reg, as om 'n verhouding te hê, dan gaan julle mekaar verloor. Is dit vir jou belangriker om die argument te wen? Is dit vir jou belangriker vir jou ego om te sê ek is die een wat reg is? Of is dit vir jou belangriker om 'n verhouding te hê saam met iemand wat jou kan opbou? Sê daar is 'n tweede manier hoe ons kan werk. Ons kan natuurlik hierdie stilstype kry, né? Jy ken daai ene, daar waar daai dun lippie getrek word. Sy gebruik ook nie dan 'n lipstifie om dit op te sit. Sy gebruik sommer eyeliner vir daai dun lippie om daar die kleurtjie op te sit. Daai lippietjies is dun, hoor, né? Maar is koud en is koud. Maar daar word niks gesê nie. Daar iets fout. Nee, ons is reg. Jy weet, o heerdertjie, jy's in diep moeilikheid, hè? Ons maak afstand in mekaar. Ons vat ons lemoene en ons gaan eet dit op 'n ander plek. Ons deel dit nie met mekaar nie. En dis tog waar ons geneig is. En as jy elke keer gaan kyk na hierdie maniere, dan gaan dit maar oor myself. My eie ego wat op 'n manier kry. Sê daar's 'n ander manier, ons maak kampe. Ons en julle. Julle konservatiewes en ons begeesterdes. En dan gee ons kerk ons ook 'n naam, 'n kerk van die Here.
Julle is nie 'n kerk van die Here, die Gees is nie daar by julle nie. Ons is twee kampe, en ons bedryf mekaar, ons praat nie met mekaar nie, maar ons weet presies hoe ons mekaar kan beskryf. Ons maak mekaar bang, ons steek mekaar op teen mekaar. Jy is die vyand, ja? Ons ken dit, né? Paulus sê, ons gaan nie hoop kry as ons met mekaar so werk nie. Hy sê, name calling. Die een is die vark en die een is die ass. Ag, die donkie bedoel ek, né? Maklik. En dis die rampie waarbinne ek jou sit. Dis hoe ek na jou luister, dis hoe ek na jou kyk, jy is die donkie, jy is die vark. En jy kan sê wat jy wil. As ek besluit het, jong, jy is sommer net 'n liberale persoon, jy wil nou net woke aanhang, kan jy die wonderlikste en die waarste goed sê, ek kan nie jou hoor nie, want ek het 'n skermpie voor jou gesit, jy is die vark. Hy sê, wanneer ons daai ability nie aanspreek in ons, om mekaar te verkleineer, mekaar name te noem, mekaar in kategorieë te plaas, om te sê, jy's 'n isme, en jy's 'n isme, en jy's 'n ander isme, en jy is so 'n isme. Sê, wanneer ons dit met mekaar doen, dan skryf ons net die gat groter tussen mekaar. En dan die ander ding, as die dominee hierdie goed anders te gaan doen, kan hy verwag dat ek weer terug kerk toe kom, né? Dominee, jy moet verander. Kerkraad, as julle dit net beter sal doen, dan sal ek weer terug kerk toe kom. Maar die uitdaging is, verandering kan net kom, as ek sê, Here, verander my. Nou kom Paulus en hy sê, kom ek gee vir julle 'n ander manier. Kom ek gee vir julle 'n manier, hoe julle die baarmoeder, wat God sy nuwe lewe wil kom inplant, hoe julle dit kan voorberei, sodat daar kan hoop wees. Hy sê, die eerste ding wat julle moet onthou is, daar's 'n groter prentjie. God wat aan die werk is, Christus wat aan die werk is. En as jy die groter prentjie in gedagte hou, dan word ek en jy uitgenooi om deel te word van die groter verhaal van God. Want dan is jou andersheid nie vir my 'n probleem nie. Dan is die feit dat ek en jy verskil oor interpretasies oor die skrif nie 'n probleem nie. Want God se plan en Christus se verlossing is die sentrale punt in werk in my. En dan sê Paulus, kom ons help mekaar daarmee. Hy sê, in plaas van dat ons dan nou ons vingers gebruik en ons hande gebruik om mekaar se foute uit te wys, kom ons help mekaar, en die wat sterk is, steek jou hand uit en help die wat swak is. Sorg dat as julle by mekaar is en julle loop uit mekaar uit, dat julle voel, maar wow, ek was opgebou, toe by hierdie mense was. Wees iemand, dat as hulle van jou wegloop, dat hulle gebou voel. Dat hulle voel, wow, my lewe is verruim, my lewe is verryk, my lewe is op 'n manier mooi gemaak, my lewe is geselebreit op 'n manier wat iemand my andersheid kom waardeer het. In plaas van my andersheid kritiseer het, eintlik my andersheid kom highlight het. Skielik voel ek, dis die moeite werd om myself te wees. Daar's 'n derde ding. Hy sê, pas op om met die mense wat soos jy is, alleen wil pelle te wees. Hy sê, eensgesindheid is nie eenersheid nie. Eensgesindheid is nie eenersheid nie. More of the same gaan nie iets nuuts na vore bring nie. Die gedagtes en die denke wat jou in hierdie trap laat val het, gaan nie vir jou die uitkoms gee nie. Want dit was hierdie manier van dink, wat jou laat beland het waar jy is. Het iemand van buite af nodig. En dan sê Paulus hierdie mooi gedeelte, wat hy verduidelik met die Ou Testament geskrifte. Hy sê, sit jy jou op 'n plek, sodat God jou kan transformeer. Laat toe dat die woorde van God, dit wat jy lees in die skrif, dit wat jy bid, dit wat die Gees in jou oopbreek, laat dit toe dat jy die mens word, wat God jou bestem het. Kom ons bid. Kom ons bid vir 'n ruimte waarin God sy droom kan kom droom.
Kom ons wees ook, maak jouself gereed vir 'n geestelike geboorte. Het die hoop in jou om te sê, Here, ek sien weer dat U in ons gemeente lewe kom skep. 'n Krib is die laaste plek wat jy 'n babaatjie gaan insoek. Die diere se kos is daar. Dis wat jy daar verwag. Wanneer ek God toelaat om op sy manier, op sy tyd te werk, en ek 'n instrument is, dan stap ons hierdie keer na die krib toe. En daar is hy, die Seun van God. Moet nie jouself afskryf nie. As 'n krib 'n plek kon gewees het vir God om op te daag, baie meer jou hart. Baie meer ons as God se familie. Geen donker plek, geen stikkende kol. Deur God aangeraak, is dit 'n plek van nuwe hoop, van nuwe lewe. Dankie dat U ons as U familie bymekaar bring, om mekaar vas te hou en mekaar te herinner, dat 'n krib 'n voldoende plek was, waarin U kon neergelê word. En daarom, Here, nog meer, wil ons oopstel vir U wonderwerk in ons. Vir U goddelike ingrype en aanraking in my lewe, my broer en my suster se lewe, in ons omstandighede, in ons dorp met sy geweldige nood, stikkendheid, ons land en ons wêreld. Dankie dat ons vanoggend weer mag hoop. Dankie vir die stukkie vreugde wat ons in kinders kan sien, wat 'n hoop het op 'n persent. Ons hoop is op U nog meer. Dankie vir die afwagting wat ons kan sien in ons huise as die kersboom versier word en die eetgoed reggemaak word. Dat ons ook, Here, al meer ons kan regmaak vir dit wat U in ons lewe wil laat aanbreek. 'n Stuk goddelike wonderwerk. En dankie, Here, dat ons hoop in U is, wat besig is om ook U plan finaal klaar te maak. Dankie dat ons dit vanoggend weer met mekaar mag vier. Ons bid dit in U naam. Amen.